Martin Luther wat gesê het, as jy wil weet waar God in hierdie wêreld is, TP, maak my sagter asseblief, want vanaand gaan ek skree. Martin Luther het gesê, as jy wil weet waar God in hierdie wêreld is, gaan vind hom tussen sy mense. En ek eer die Here vanaand, dat hy hier tussen ons is. En dit is die teenwoordigheid van God, wat ons ook in Pinkster verwag, dat hy deur die Heilige Gees vir jou en my kom vul, en van ons iets kom maak. Julle weet, as ek my eie lewe in my eie hande sou neem, dan sou ek 'n gemors maak daarvan. Dit sou die een bloedspatsel op die volgende wees. Maar vanaand is dit die herinnering weer, o vriende, dat ek en jy na hierdie dag onsself voor die Here kan kom plaas. En vir hom kan sê, hier is ons, Here. Kom maak dit in ons stil. O, hier is ons Vader. Kom praat met u eie. En daarom as jy vanaand weet, dat die Here Jesus Christus jou Here is, en dat die Here Jesus Christus vir jou gesterf het aan 'n kruis, en opgestaan het uit die dood, en die dood vir jou oorwin het, sê Paulus, dat ek en jy meer as oorwinnaars is, deur hom wat vir ons liefhet. Goeienaand gemeente. Dankie dat julle vanaand tyd uitgesit het, om saam met ons voor hierdie ongelooflike God te kan wees. Ons gaan begin met 'n toetrede lied, nadat ons gereed gemaak het met die voorsang. Dis 'n gebed, Here, ons sal U loof. Ons gaan sommer terwyl ons so sit, gaan ons al drie die verse saam sing. Weldade roem, U naam sal ons eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here, ons sal U loof, U het ons verlos, uit duister bevry, ons harte verbly, dit het U lewe gekos. Here, ons sal U loof, U weldade roem, dis U wat voorsien, ons wil U graag dien, en U ons Vader noem. Ja, waarlik, een dag in U tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van God, as om te woon in 'n huis sonder hom. Mag die genade van God en die liefde van Jesus Christus en die kragtige werk van die Gees by een en elkeen van julle ook vanaand wees. Amen. Vriende, ons gaan 'n lied sing, ons sing hom nie gebaie nie, ons sing hom wel so af en toe, 'n loflied, Heer, met my hele hart kom sing ek
vir U 'n lofsang. Kom ons staan, dan sing ons hom een keer deur. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang, kom ek van die magtige wonders vertel, en van al U reddingsdade. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang, ek wil oor U altyd bly en vrolik wees, ek wil U naam besing, ek wil oor U altyd bly en vrolik wees, Halleluja. Dis dan nou die tweede aand wat die disippels in die boefretrek is. Dis hulle tweede dag wat hulle al volhard in gebed en hulle wag op die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle het die vorige dag twee groot gedagtes gehoor. Hulle het gehoor dat God se teenwoordigheid net in jou kan inkom as jy van jou sonde afstand doen. As jy aan jouself sterf, as jy jou lewe neerlê, soos wat Christus gesê het, as julle my volg, tel julle kruise op en volg my. Hulle het ook gehoor dat dit God is wat die beskermheer is, dat dit God is wat die getroue Here is, en dat dit hy is wat hulle bewaar. Hierdie aand, as hulle die Pasga Psalm lees, sal hulle hoor dat dit God is wat opstaan. Dat dit God is wat in hulle midde en ook in die vergadering van die hemel sy stand inneem. Hy gatecrash die hemelse vergadering en hy lewer 'n uitspraak dat die mense wat in magsposisies is, as hulle nie doen wat hulle veronderstel is om te doen nie, dan sal hy sorg dat hulle aan hulle einde kom. Dit sou daai aand vir die disippels die teken gewees het, dat wanneer ek en jy as God se kinders in hierdie wêreld in uitgestuur word, dan gaan ons met die autoriteit van ons hemelse Vader. Ek en jy gaan nooit op ons eie na die wêreld toe nie. Hierdie wêreld behoort in elk geval nie aan ons nie. Ons het dit nie gemaak nie. Maar God stuur ons na sy wêreld toe, om hulle wat hom nodig het, hulle wat hom soek, hulle wat nog nie vir Christus ken nie, te gaan bereik, sodat hulle ook in God se hemelse sale kan inkom. En voordat ons dan vanaand by die Psalm gaan uitkom, gaan ons so bly sit, ons gaan onsself voor die Here verootmoedig om sy woord te hoor, en ons sing saam lied 442. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees
van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, vorm my tot eer. U kan dan saam met my vanaand oopmaak by Psalm 82. Psalm 82 is nie 'n lang psalm nie. Dit sal die psalm wees wat hulle op die maandag aand sou gelees het, was deel van die Pasga psalms, en hierdie psalm herinner ons dat God die chaos vat en hy kom skep orde. En as ek en jy vanaand in Suid-Afrika leef, mense, dan het ons orde nodig. Want ons land is in chaos. Massiewe chaos. En daarom is vanaand se psalm ook 'n waarskuwingswoord aan die kerk van God, dat ek en jy 'n sekere plek van autoriteit inneem. Psalm 82 is nie soos die ander psalms nie. Dis die enigste psalm wat daar 'n hemelse vergadering vir ons voorgehou word. En die mense of julle sal dit lees, die gode of die engele wat dan voor die troon in 'n vergadering sit, hulle word gegatecrash. Want God bars in. Nou julle moet vanaand weet dat dit die enigste beeld van die Here is in die Bybel, dat hy staan. Op geen ander plek in die skrif lees ons dat hy in sy troonsaal op sy voete is nie. Elke keer as ons lees in die psalms, Psalm 93 tot 105, sit God op sy troon. Maar hier is 'n saak wat in hierdie vergadering so belangrik is, dat die Here self besluit om hierdie vergadering te onderbreek. En kom ons lees dit dan saam. Is 'n psalm van Asaf. In die hemelse vergadering tussen die hemelwesens staan God op om uitspraak te lewer. Hoe lank gaan julle nog onregverdige beslissings vel? Nog partydig wees vir die goddelose? Sela. Julle moet reg laat geskied aan die mens in nood en aan die weeskind. 'n regverdige uitspraak vir die hulpelose en die behoeftige lewer. Julle moet die mens in nood en die arme bevry, hulle uit die mag van die goddelose red. Maar julle weet niks. Julle verstaan niks. Julle gaan eenvoudig in duisternis voort, en so word die fondamente van die wêreld geskud. Ek het wel gesê, julle is almal gode, julle is almal met mag beklee, maar nou, julle sal elkeen sterwe soos 'n mens, en aan julle einde kom, soos enige maghebber. Wat 'n ongelooflike psalm. Nou wat ons nog nie met mekaar gedeel het sedert Sondagoggend nie, is dat ek en jy vir mekaar weer vanaand mooi moet herinner van waar af ons kom. Dis net God wat jou en my vlekkeloos en skuldvry kan verklaar deur die bloed van Christus. Vriende, as ek en jy uit ons eie gaan probeer
om ooit regverdig voor die Here te staan, kan ek jou vanaand waarborg, die skrif gaan teen jou wees. Daar's nie een vers in die ganse boek, wat ek en jy vanaand voor ons hou, wat sê dat enige mens sy eie regverdigheid kan gaan soek nie. Die tweede ding wat ons gisteraand weer van mekaar moes gesê het, vriende, is dat ek en jy 'n God dien, wat op hierdie pilaar vanaand staan, heilig, heilig, heilig is. En ons maak nie genoeg erns van hierdie God wat so heilig is nie. En die derde ding wat ons vanaand moet hoor, is dat as God ernstig is, dan staan hy. En hy staan op in 'n vergadering tussen 'n klomp hemelwesens. Nou, ons weet nie regtig hoe om hierdie hemelwesens te verklaar nie. Baie ouens reken dat dit gode sou wees, wat eintlik maar bedoel dat Asaf hierdie psalm sou skryf om die politeïsme van die wêreld, wat beteken daar was meer as een God. Die politeïstiese wêreld het geglo in Baal en in Bashera en in Dagon en in Mammon en al hierdie ander gode. En toe kom die Grieke en hulle gooi nog 'n klomp gode in die pot. Toe kom die Romeine en hulle gooi nog 'n klomp gode in die pot. En vandag het die Hindus 330 miljoen verskillende gode. En dat Asaf eintlik in hierdie psalm vanaand die politeïstiese wêreld een kant toe skuif. En vir jou en my die monoteïstiese wêreld wys, dat daar op die einde van die dag een God is. En dat daar die God nie sy eer met enige iemand deel nie. Dat selfs die Kanaanitiese gode, natuurlik as Asaf sou skryf, sou hy aan die Kanaanitiese gode gedink het, want dit was in sy tyd 'n realiteit. Dat selfs die Kanaanitiese gode stil gemaak word in die hemelse vergadering. En as jy Psalm 97 gaan lees, is dit die ongelooflikste woorde. Daar staan dat die afgode voor hierdie God moet buig. En daarmee erken hulle dat hulle geen God is nie. En die ander verduideliking wat vir ons gegee word, is dat die maghebbers in die wêreld so bietjie hulle self kom verafgod in die wêreld. Mense wat uitsprake lewer oor ander mense, mense wat in bewind gestel word om te regeer oor ander mense. Dalk miskien vanaand sonder enige onduidelike woorde, gemeente, ons presidente, ons konings in die wêreld, ons ministers, mense wat in magsposisies is. En dat hierdie mense wat eintlik aangestel is met een doel, regeer God se mense regverdig. Verdeel die goedheid van elke land regverdig op. Kom die Here en hy kom gate crash hierdie vergadering. En hy kom sê vir hulle, nou bly julle stil. Want nou gaan ek praat. En as ek gaan praat, gaan julle in julle skoene sidder. Want ek wil vir julle sê, julle is besig om my mense seer te maak. Die tweede ding vanaand wat ons in hierdie psalm moet raak sien, is dat God die een is wat leiers in hulle posisies plaas. Dat niemand in hierdie hemelse vergadering toegelaat mag word, as die Here dit nie aan hulle gee nie. En as ek en jy vanaand Romeine 13 lees, en as ons 2 Petrus 3 lees, en as ons 2 Timoteus 2 lees, dan sien ons dit oor en oor in die skrif, dat mense wat in magsposisies geplaas word, dat hulle nie sonder die Here se medewete dit kan doen nie. En daarom dat God mense wat so in daai posisies is, gaan verantwoordelik hou. En vanaand gaan die Here ook die leraars en die pastore van hierdie wêreld eendag voor hom verantwoordelik hou.
Daarom kan ek nie vanaand sonder meer vir u as gemeente kom sê, so sê die Here, as daardie gesag nie aan my toevertrou word nie. Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 5, hierdie boodskap van versoening word versigtig aan ons toevertrou. Want ons is maar kleipotte wat maklik breek. Een van die mooiste verse is in Kolossense 3, waar Paulus sê, as julle my slaan, bloei ek die evangelie. En ek en jy moet vanaand weet, dat hulle wat sterker is, altyd verantwoordelik gehou sal word vir die mense wat swakker is. Ek het dit eendag gesien in die natuur van 'n luiperd, wat 'n klein bobbejaan babietjie groot gemaak het, want die bobbejaan se mamma is doodgemaak. En die luiperd wat die jagter was, wat die sterkere was, het vir daai klein bobbejaantjie gesorg. En dit is eintlik vanaand jou en my realiteit gemeente, dat ek en jy, al word ons onder 'n regering gestel, is daar altyd mense onder ons, wat swakker en slegter af is. En wat die Here vanaand baie ernstig neem, vriende, is die manier hoe ek en jy met mense werk, wat nie dieselfde voordele as ons het nie. Dalk staan jy en ek vanaand baie skuldig voor hierdie God. Want kom ek sê vanaand vir u die probleem hiermee. As ek en jy nie mense, ongeag hulle klas, hulle status of hulle posisie in hierdie samelewing met gesag en met liefde en met omgee help en bedien nie, dan kan ek vir jou vanaand sê, jy verstaan van die evangelie van Christus niks. Want die evangelie van Jesus leer vir ons in Romeine 5, dat Jesus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe ek en jy die armsaligste van almal was, toe ek en jy die bedelaars voor God se troon was, wat voor hom gestaan het en niks kon aanbied nie, ons was op die laagste sosiale klas wat ons kon wees, toe reik God na ons toe uit. En as die Here dan ons regerings verantwoordelik gaan hou, kan jy maar vanaand seker wees, hy gaan jou ook verantwoordelik hou. Dis nie sonder meer dat net nadat die Gees uitgestort is op die disippels, dat jy in Johannes 3 lees van 'n man wat by die pilaargang van Salomo gesit het en hy was arm, en hy het gebedel, en toe Petrus en Johannes verby hom stap, toe skree hy uit vir hulle, wees my genadig, help my, gee vir my iets, en Petrus draai om na die man toe, en met die liefde van Christus sê hy vir hom, geld het ek nie my vriend, maar wat ek het, gaan ek vir jou gee. In die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Jy weet vriende, ek is die laaste ou vanaand wat vir julle sal sê dat ek dit reg kry. Ek gee nie vir elke boemelaar in hierdie dorp geld nie. Ek gee nie vir elke ou in hierdie dorp wat bakhande by my kom staan, baie keer materiële goed nie. Maar ek kan dit vanaand getuig, dat wanneer iemand by my kom staan, moet ek vanaand besef, hierdie persoon het iets van my nodig. En as daai persoon na my toe kom, dan stuur die Here daai persoon oor my pad. En ek en jy staan vanaand skuldig, as ons gesigte wegdraai van hulle, wat nie op dieselfde vlak as jy is nie. Die Here staan op in hierdie vergadering. Hy gatecrash hierdie vergadering. En hy sê vir jou en my vanaand, wie gee vir jou daai autoriteit wat jy het? Wie gee vir jou die vermoë om te kan werk vanaand? Wie gee vir jou die vermoë om dalk meer besittings te hê as iemand anders?
Wel gemeente, dis niemand anders as die Here nie. En daarom moet ek en jy vanaand ook weer diep voor hom buig. En vir hom sê, Here, maak ons minder, sodat U meer kan wees. Want die Here staan op vir die reg van hulle wat 'n behoefte het. Die Here staan aan die kant van mense wat arm is. As dit nie so was nie, sou hy nie vanaand aan my kant gestaan het nie. Want Paulus getuig dit in 2 Timoteus 1 vers 15. 1 Timoteus 1 vers 15. Hy sê, die evangelie is klinkklaar in hierdie opsomming, dat Christus gesterf het vir die sondaars, en van hulle is ek die grootste. Ek het die Here die meeste nodig. Gemeente, die Bybel maak dit vanaand skrifhelder duidelik, dat alle mense in hierdie wêreld wat deur God geskape is, een behoefte het, hulle soek. Hulle weet nie noodwendig waarna hulle soek nie, maar hulle soek dit by ons. En vanaand kom hierdie Psalm 82 met 'n aanklag na ons toe, gemeente. Waar is my kerk? Waar is my kerk? Hoekom sien julle nie om na die geestelike welstand van hulle, wat vanaand besig is om hel toe te gaan nie? Dit is nie sonder meer dat Paulus in Romeine 10 sê, dat as iemand nie die evangelie verkondig nie, sal iemand anders nie tot geloof kan kom nie. Ek kan jou vanaand beloof, dat die mees pietistiese persoon, wat nie vir Jesus ken nie, kan maar onder 'n boom gaan sit, en hy kan homself gaan afsonder vir 3 of 4 weke, hy sal nooit vir Jesus ontmoet nie, want iemand het hom nie van Christus vertel nie. Die redding van mense kom net deur die verkondiging van die evangelie. Die vierde ding wat ons vanaand moet sien, is dat die Here opstaan vir die reg van die mense. Nou, daar's 'n ongelooflike kommentator, Marvin Teit. Hy het die Woord kommentaar geskryf. En hy sê oor hierdie gedeelte, sê hy so mooi, die wyse waarop mense in hierdie wêreld regeer word, is altyd vir God 'n saak vir lewe en dood. Hoekom? Want vriende, mense is vir die Here belangrik. Ek en jy kan miskien 'n koue gesig wegslaan, maar ek kan jou vanaand kom waarborg dat net so lief soos wat die Here vir jou het die Here die persoon agter jou ook lief. En net soveel soos wat die Here vir jou seën en vir jou wil gebruik, net soveel wil hy dit vir die persoon voor jou doen. Julle weet dat die Here Jesus vanaand vir ons kom sê, julle is die sout vir die wêreld, die sout vir die aarde, en dan sê hy vir hulle, julle is ook die lig vir hierdie wêreld. Jy kan nie lig onder 'n maatemmer gaan wegsteek en dink, nou is daar lig nie. Jy weet vriende, dit is die mees selfsugtige ding, en dit is dalk die mees armsalige gelowige vandag in hierdie wêreld, wat nie 'n stukkie evangelie vir iemand anders afbreek nie. Ek is ten minste okay. Ek het ten minste die Here Jesus ontvang. Ek het ten minste die lig gesien, ek het ten minste tot geloof gekom, ek is gelukkig gered. Maar ons gee nie 'n duit om vir die volgende. En dan ongelooflik kom ons vanaand by vers 6. Vers 6 sê vir ons, die Here sê, julle is almal gode, julle is met mag bekleed. En hoekom hierdie vers vanaand geweldig belangrik is, as julle julle Bybels het, blaai gou saam met my na Johannes hoofstuk 10 toe.
In Johannes 10 is dit die ongelooflikste hoofstuk dalk in die hele evangelie, waar Jesus homself vergelyk as die goeie herder en sy skape ken sy stem, en hy sê vir sy skape waar hulle moet ingaan, en dan waarsku hy sy mense, hy sê, daar's diewe, daar's inbrekers, daar's mense wat nie aan my kudde behoort nie, hulle kom van alle kante af in, en dan begin Jesus met die fariseërs 'n gesprek te voer. En dan die enigste aanhaling van Psalm 82 kom in Johannes 10 vers 34 voor. So as julle daar is by Johannes 10 vers 34, hoor wat sê Jesus. Die fariseërs kla hom aan omdat hy homself die seun van God noem. En dan sê hy vir hulle, staan daar nie in julle wet geskrywe, ek het gesê julle is gode nie. God noem hulle tot wie sy woord gekom het, is gode. En wat daar geskrywe staan, kan nie verander word nie. Hoe sê julle dan vir my, wat deur die Vader afgesonder en na die wêreld toe gestuur is, jy praat godslasterlik, omdat ek gesê het, ek is die seun van God. Dis die enigste verwysing wat Jesus in die Nuwe Testament gee uit Psalm 82 vers 6. Nou as julle hierdie gedeelte volg, sal julle sien dat die fariseërs na hierdie uitspraak, na hierdie aanhaling wat Jesus maak, so ontsteld is, dat hulle hom wil arresteer, hulle wil hom doodmaak. Want hulle weet wat sê vers 7 van Psalm 82. Vers 7 sê, julle sal soos mense doodgaan. Jesus spreek krities die mag aan wat die fariseërs in hulle lewens ontvang het. Hulle was aangestel as die leiers oor die volk, die mense wat die reg van die ander mense moes beskerm. Maar hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het nie omgegee vir die weduwee, vir die weeskind, vir die een wat van die rande van die samelewing uitgestoot was nie. En dan sê Jesus vir hulle, julle nie gehoor julle wet sê julle is gode nie. Nou wat beteken dit? Jesus erken die gesag wat hulle het. En toe hulle daardie woorde hoor, toe weer klink die hele wet van God deur hulle gedagtes, dat vir hulle aan wie baie toevertrou word, baie geëis gaan word. En as hulle dit nie met verantwoording volg nie, is die volgende waarskuwing dat hulle sal sterwe, is dat hulle sal doodgaan. Daarom was hulle so kwaad. En gemeente, ek wil vanaand vir u kom sê, en dis dalk miskien die een stukkie goeie nuus. Regerings hou nie vir altyd nie. Die Here sal nie die onreg wat teen sy eie gedoen word, altyd laat weerstaan nie. Mense wat in magsposisies geplaas word, onder andere vanaand ons eie president, moet weet, dat die manier hoe hy na die kinders van die Here omsien in sy land, gaan eendag teen hom getuig. En die onreg wat baie van ons vandag in hierdie land moet leef in, mense wat in armoede gedompel word met allerhande beloftes. Julle weet ons nou November is dit weer so. Dan koop ons mekaar om met Kentucky en 'n T-shirt. Sê die Here vanaand, ek staan op in hierdie vergadering. Ek let op wat met my kinders gebeur. Regerings gaan nie altyd hou nie, presidente gaan nie altyd hou nie. En net soveel vriende, ek en jy, die gesag wat daar vir jou en my vanaand gegee word, as man van jou huis, as ma vir jou kinders, as oupa en ouma van jou kleinkinders, as 'n kerkraadslid van jou gemeente, as 'n leier van jou gemeenskap, as 'n een wat enige iets doen, aan wie God gesag gee, kan ek vanaand vir jou kom sê, daardie gesag kom
met 'n God wat voor jou staan. En hy gaan eendag verantwoording vra vir dit wat jy met daardie gesag gedoen het. En dit los ons vanaand met die laaste punt van hierdie Psalm. Gemeente, is dat ek en jy moet bid vir hulle wat minder as ons is. En dat ek en jy moet bid dat die Here ons sal sensitief maak vir daardie gesag wat ons ontvang. Want ek kan vanaand vir u kom sê dat die meeste Christene in hierdie land hulle hande gaan was soos Pilatus in onskuld, terwyl ons die Seun van God kruisig. En die Here kan dit nie ontsien nie. Hanteer ander mense met die respek wat jy van die hemel af ontvang. Praat met ander mense soos wat jy graag sou wou gehad het, hulle jou moes hanteer. En dis die enigste manier hoe ons hierdie land van ons 'n beter plek sal maak. Dis die enigste manier hoe die evangelie van Christus sal versprei, soos 'n aangename geur. Julle weet, ek dink ons leef vandag en daarmee sluit ek af. Ek is bang en bevrees vandag, dat wanneer die kinders van die Here wat ons self Christene noem, in die strate van die wêreld afstap, dat die wêreld net daar in hulle spore omdraai en van ons af weghardloop, want ons is die wreedste van almal. Want ons dink so baie van onsself. En daarom gaan ek vra gemeente dat ons weer gaan afsluit vanaand met ons gebedstyd. En ek gaan vra gemeente dat ons dit weer hardop sal doen, dat as jy die vrymoedigheid het weer, om lekker op te staan en te bid, en dan bid ons vanaand oor twee goed. Ons bid oor sake wat jy weet onreg is. Daar waar jy weet onreg plaasvind deur mense wat daardie reg wat hulle het misbruik, en dan ook dit vanaand om te vra dat die Here sal laat reg geskied in die plekke waar daar nie reg is nie. En as julle dan klaar is en dit is stil, dan sal ek vir ons afsluit met 'n gebed. Kom ons raak dan stil voor die Here. Ek gee vir julle geleentheid.
Here Jesus, u oë is oral op hierdie aarde. Elke uithoek, elke diepdal en elke hoë berg. O Vader, u sien alles raak. En ons eer u vanaand, dat u die onreg raak sien. Dat ons nie vanaand soos ongelowige mense moet wonder, waar kom ons hulp vandaan nie. Maar dat ons weer vanaand herinner word, dat u die enigste hulp is vir hierdie goddelose wêreld. En ons kom erken vanaand ons eie skuld hieraan. As u kerk wat baie keer 'n koue skouer gee. Ja, Here, ons is nie altyd 'n vlekkelose bruid nie. Soms gaan speel ons ook maar in die modder. Maar ons eer u vanaand vir hierdie ongelooflike psalm, dat u opstaan wanneer daar onreg gepleeg word. En dat u 'n uitspraak lewer in die hemelse saal, sodat almal op die einde van die dag hulle monde moet snoer, want nou praat die almagtige God. Here, dankie dat hierdie aarde en alles en almal wat daarop is, aan u behoort. Dankie dat u altyd die onderhouer van hierdie skepping is. En ons kom bid vanaand, o Heer, vir hulle wat minder as ons het. Vir hulle wat dalk vanaand gaan koud lê op 'n straat. En ander kere dink ons nie eers 2 keer aan hulle nie. O Here, ons kom vra vanaand, dat u ons hande en voete sal kom vuil maak met die werk van die hemel. Dat mense die lig sal ontvang, wat hulle so bitter nodig het. Here, as hulle dit nie by ons gaan kry nie, wie gaan ons dan hierdie werk aan toevertrou? So Here, help ons om sagter te kyk na ander. Help ons om dieper emosie te hê vir ander. En help ons om nie altyd net te wil materieel help nie, maar baie keer 'n gebed of 'n hand van liefde of die Here Jesus self vir mense te gee. En dankie dat ons weer vanaand aan dit herinner word, dat u staan wanneer dit kom by hierdie goed. Here, help ons om nie net hoorders te wees van dit wat u vra nie, maar dat ons ook sal gaan daders wees. Dat ons u woord ook sal gaan uitleef, want dan raak dit ons lewe. Dan verander dit ons. En ons kom vra dit en ons kom bid dit, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.